Nou vriende, is 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Ons is besig met hierdie baie besondere reeks wat ons kan doen om die Vaderhart van God te verbly. Ons is by deel 3 van hierdie boodskapies en wat 'n kosbare voorreg om so gedagte te skenk aan hierdie groot waarheid van dat ons as kinders van die Here, ons wat bely ons behoort aan die Here, ons wat die vaderskap van God ervaar in ons lewe, dat ons ook sekere dinge kan doen om sy Vaderhart te verbly. Onthou, die Here is nie afhanklik van wat ons doen om blydskap te ervaar nie, maar ek het vir u gesê dat dit baie belangrik is dat ons ook sal sien dat die Here sy verhouding met ons dikwels vergelyk met 'n aardse verhouding tussen 'n pa en 'n seun. En ek weet daar is baie gebroke verhoudings tussen ouers en kinders, maar vriende, die belangrikste wat ons sien is dat die Bybel vir ons sê 'n vader wat omgee vir sy kind, so is die Here ook. Hy gee om vir sy kinders. 'n Vader wat omgee vir sy kind, as hy honger is, sal hy vir hom brood gee om te eet. As hy dors het, sal hy hom water gee om te drink. En hoeveel te meer ons hemelse Vader. Die Bybel sê, hoeveel te meer sal hy die Heilige Gees aan ons gee, as ons hom bid. En as ons dink aan hierdie baie besondere gedagte, wil ek vanmôre net vir u 'n vers of 2 lees uit die baie bekende Halleluja lied 312. Nou wat hom bekend maak is die koorgedeelte wat ons sing het op sonnaskool, en die kinders ken dit en meeste van die groot mense ken dit. Dit is daai koorgedeelte wat sê witter as sneeu, ja witter as sneeu, o was my en witter as sneeu sal ek wees. Nou die versies is nie altyd so bekend vir ons nie. Kom ek lees vir u net so 1 of 2 van hierdie versies en dan sal u sien die kosbare waarhede wat ook in hierdie Halleluja lied opgeteken is. Daar staan: geseënde Jesus, o Heer van my hart, u krag tot genesing, dit soek ek met smart. Verbreek ieder afgod, verban alle vrees, o was my en witter as sneeu sal ek wees. Nou hierdie woordjie, u krag tot genesing, is eintlik maar u krag tot vergifnis. Dit gaan oor, vriende, sonde is so siekte wat 'n mens se liggaam deurweek en jou krank maak van kop tot tone. Dink maar as jy griep het, dink maar as jy longsteking het, as 'n arm gebreek is, as jy miskien een of ander kwaal het. Jou hele liggaam word geraak deur daardie enkele deel van jou liggaam wat siek is. En dis dieselfde met sonde. Daarom is dit noodsaaklik dat kinders van die Here daagliks moet vra: Here, wys vir my of daar enige sonde of afgod in my lewe is, enige iets wat skeiding maak tussen my en u. En dan sê die tweede vers: geseënde Jesus, u priesterlik bloed wis uit elke smet van my sondige gemoed. God wil slegs wat rein is, wil my dan vergeef of genees. O was my en witter as sneeu sal ek wees. Dis net die bloed van die Here Jesus Christus wat ons gedurig reinig van alle sonde, soos 1 Johannes 1 vers 7 ons leer. En vriende, dit bring ons op by vanmôre se boodskapie. Ons is besig met die gedagte, wat kan ons doen om die Vaderhart van God te verbly? En ons het al reeds gekyk dat ons as kinders van die Here kan God se hart verbly as ons mekaar verdra. Ons het vir u gesê die woordjie verdra beteken ons moet mekaar regop hou, mekaar ondersteun, 'n stuk wees vir mekaar in hierdie absolute moeilike tye. Maar die tweede ding wat ons raak sien in Kolossense 3 vers 13, ons verbly God se Vaderhart as ons mekaar vergewe. Soos God ons vergewe het in Christus, so moet ons mekaar ook vergewe. Kom ek lees gou vir u wat staan in Kolossense 3 vers 13. Daar staan: verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Nou baie interessant vriende, hierdie woordjie vergewe of vergeef is die woordjie charisomai in die Grieks. En dit beteken to grant as a favor of om vergifnis te gee in kindness, to pardon or to rescue or to deliver of forgive. Nou baie interessant is as jy hierdie woordjie bietjie uitmekaar uit gaan breek, dan sien ons dat die stamwoord van hierdie charisomai is die woordjie charis, wat genade beteken. En vriende, hier kom ons nou by die kruks van die saak uit. Die Bybel sê ons moet genade bewys aan ons mede-Christene soos ons genade by God ontvang het in Christus Jesus ons Here. Dieselfde woorde kom na vore in Efesiërs 4 vers 32. Hoor wat sê die apostel Paulus. Hy sê maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Met ander woorde, wat moet ons doen? Ons moet vriendelik wees teenoor mekaar. Ons moet baie ontferming hê teenoor mekaar. En dan moet ons genade bewys aan mekaar, soos God ook genade aan ons bewys het in Christus Jesus ons Here. Ons dink nie dikwels aan die gedagte dat vergifnis eintlik genade is wat ons bewys het nie. Luister, as ons iemand vergewe, dan bewys ons genade aan hulle vir die oortreding teenoor ons begaan.
Dink maar aan die oorvloedige genade wat God in Christus oor ons lewens uitstort, deur ons te vergewe, nie net die dag wanneer ons sy kinders word nie, maar deurgangs vergewe en bly vergewe en aanhoudend vergewe, totdat ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is en ons sondeloos volmaak sal wees. Die Here Jesus leer vir ons in die baie besondere Matteus 6, wat die Onse Vader gebed vir ons deurgee. En daar staan: Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde. Met ander woorde, ons vra Here, vergewe ons ons skulde. Ons is u kinders en ons kom na u toe met vrymoedigheid, met nederigheid, met afhanklikheid, en ons vra vergewe ons ons skulde. Ons het teenoor u oortree. Maar Here, in dieselfde asem vra ons, help ons om ons skuldenaars te vergewe soos u ons vergewe het. En nou weet ek dat die meeste van u sê vir my, maar dit is maklik om vir die Here te vra vergewe my, maar dit is nogal moeilik om iemand te vergewe wat teenoor my oortree het. En ek wil jou vra om vir 'n paar oomblikke net stil te word en te dink aan hierdie gedagte. Ons dink baie keer aan mense wat ons te nakom, wat ons moet vergewe. Maar hoe dikwels kom u en ek mense te na? En ons het nodig om by hulle vergifnis te vra. En daarom wil ek vir u sê, vriende, moet u self nooit as 'n slagoffer sien nie. Moet nooit sien dat u in 'n posisie staan waar mense u alleen te nakom en u is eintlik die onskuldige nie. Ons almal sondig van tyd tot tyd teenoor mekaar. Daarom moet ons vergifnis by die Here vra. Ons ontvang dit uit genade. Op ons beurt gee ons vergifnis vir ander en ons vra vergifnis en so verheerlik ons die Here. Matteus 6 vers 14 sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Mense vra my dikwels, wat beteken hierdie vers? Eenvoudig. As jy bely jy behoort aan die Here en jy weier om mense te vergewe, is dit eintlik 'n goeie aanduiding dat jy nie 'n kind van die Here is nie. Dit beteken nie dat ons soms sukkel met vergifnis nie. Vriende, ons almal stoei daarmee. As mense jou te nagekom het, as mense van jou kwaad praat, as mense oor jou lieg en mense stories van jou praat, dan raak jy nogal op 'n manier hier in jou binneste toornig. En jy wil mense te nakom en jy wil mense terugkry en dan kom die Bybelse opdrag vergewe. Nie net hulle wat jou vergifnis vra nie, want aan die kruis, wat doen die Here Jesus? Wie het hom vergifnis gevra? Niemand. En hy vra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mense wat teenoor my en jou kwaadwillig optree, is heel moontlik mense wat nie weet wat hulle doen nie. As hulle bely hulle behoort aan die Here, het ons nodig om so ver moontlik hierdie saak met hulle uit te sorteer. Maar vriende, baie keer is mense se optrede teenoor jou 'n bewys van wat eintlik in hulle harte aangaan. Ek moes die afgelope tyd hierdie saak in my hart uitmaak voor die Here, dat nie almal wat sê hulle is kinders van die Here, is kinders van die Here nie. Ons gaan môre 'n bietjie by die saak uitkom. Nou wat van mense wat wat teenoor jou oortree het en jy hulle nie vergewe of versê eerder, hulle vra nie vir jou vergifnis nie, wat moet jy doen rondom dit? Ons gaan môre 'n bietjie daarna kyk, maar die hele gedagte net wat ons vanmôre moet raak sien, hoe kan ons God se Vaderhart verbly? Deur te vergewe soos die Here vergewe het. Dit beteken eenvoudig dat ons hierdie gesindheid moet openbaar van die Here Jesus Christus. Dat daar in ons hart 'n liefde sal wees teenoor ander, om te sê, soos Christus vir my genade bewys het, deurdat hy God se liefde aan my kom openbaar het, deur te sterf aan die kruis en my te vergewe van my menigvuldige sondes, so wil ek ook op my beurt vergewe, soos die Here my vergewe het. Ek wil genade aan ander bewys het, soos hy genade aan my bewys het. Ons gaan môre 'n bietjie kyk na die ander kant van die munt. Wanneer ons kyk na, gaan almal in vrede nou met ons lewe as ons vergewe en hulle vra vergifnis, is daar so iets, beteken dat ons hierdie absolute vrede onder mekaar gaan hê? Ons gaan 'n bietjie kyk daarna. Maar ek wil vanmôre vir jou vra, staan net bietjie stil by hierdie gedagte. Vra vir jouself die vraag: het jy vergifnis van God ontvang? En vergewe jy vinnig, maklik en gou, soos God in Christus jou ook vergewe het? Mag die Here vir my en jou genade gee, nie 'n maklike saak nie, maar deur die instaatstellende krag van sy Gees is dit moontlik, sodat ons hom kan verheerlik. Groete vir u, mooi dag verder, tada.